Hallo liewe gemeente, ek hoop dit gaan goed met almal van julle en dat julle sommer hierdie video kyk snoesig in julle bed. Hierdie afgelope paar wintersdae is dit regtig dat mens voel jy wil net in jou bed bly en dat jy nie eers lus is om uit te gaan en werk toe te gaan of die lewe te probeer aanpak nie. En dit gebeur baie keer met ons dat ons voel ons is nie lus om enigiets te doen nie. Jy is net nie lus om te doen wat jy moet doen nie. Maar daar is verantwoordelikhede wat ons het in ons lewe en ons weet dat ons moet opstaan, ons moet die lewe aanpak. Nie altyd omdat dit lekker is nie, maar tog omdat dit vir ons belangrik is. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor toewyding en ek wil vir julle 'n klein insig gee tot my en die Landre se lewe oor hoe dit hier by ons lyk. Kom ons kyk saam. Liefie, ek gaan gou kos maak. Sy is weer vir die honde kos gee. Ek is so lekker warm en snoesig. Nee, jy wou die honde gehad het. Jy moet vir hulle sorg. So ja, ek was nie lus nie. Maar ek het dit gedoen, want ek is lief vir ons honde en dit is tog my verantwoordelikheid. Ek het 'n paar gemeentelede gevra, wat is dit wat in hulle daaglikse lewe gebeur of weekliks in hulle lewe gebeur wat hulle moet doen, maar nie voor lus is nie. Kom ons kyk wat hulle sê. Okay. Ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink as ek nou moet eerlik wees, kan ek dalk in die moeilikheid kom oor hierdie antwoord. Maar en miskien op die maatjie moet slaap vir die volgende 6 maande. So, maar ek gaan tog vir jou noem dat my opoffering wat ek moet maak, miskien 1 of 2 keer in die week, is om wasgoed op te hang. Ja, ek weet nie, ek kan skorrelgoed was en ek kan vloere vee en alles, maar om wasgoed op te hang is net vir my, ja, die tyd wat daarin gaan is net so absoluut. Maar tog, ja, dit is 'n opoffering, maar ek dink wat 'n mens daar uitkry op die einde van die dag is daai opoffering wat ek doen vir Anne-Marie. Dit is baie keer tye waar sy moeg is of iets anders het om te doen en die waardering wat sy op die einde van die dag het vir my ook, omdat ek haar help en dit vir haar doen is my lekker en nie net die reward wat mens daar uitkry nie, maar ook jou verhouding wat 'n mens bou saam met mense en so ook as die mense dit in jou Christendom inbring, jy weet dit wat Jesus vir ons gedoen het, die opoffering en die sonde wat hy vir ons vergewe elke dag. So ja, maar ja. My naam is Krizon. Ek is gevra, wat doen jy elke dag of weekliks, selfs wanneer jy nie lus is nie, omdat dit vir jou belangrik is? Ek strek elke dag, omdat ek nie soos 'n stokmannetjie wil loop teen die ouderdom van 30 nie, en omdat my biokineticus sê ek moet dit doen. So wat doen ek daagliks of weekliks? Wat ek nie altyd voor lus is nie, maar wat vir my baie belangrik is. Ek dink definitief die feit om met my seentjie te speel, of dit nou buite balskop is, of prentjies saam met hom inkleer, of saam met hom mannetjies speel. Want na 'n lang dag het mense nie altyd daai lus om dit te doen nie, maar jy weet dit is baie belangrik, want hulle het aandag en liefde nodig, en hulle verg daai moeder en vaderlike liefde. So, ek dink, maak nie saak hoe moeg of as jy nie lus is daarvoor, jy maak tyd vir jou kinders, en al is dit net 10 minute balskop buite, dit sal die wêreld beteken vir hulle. So een van die commitments wat ek aan myself gemaak het, is om 3 keer 'n week te oefen. En nou dat dit winter is en dit so koud is dit nogal 'n moeilike een om jouself te oortuig om op te staan en te gaan oefen. Maar as ek klaar geoefen het, dan voel ek altyd soveel beter en soveel meer tevrede oor die keuse wat ek gemaak het. Ons almal het dinge in ons lewe waarvoor ons opdaag. Dit is dinge wat ons nie altyd voor lus is nie, maar tog is dit wat juis vir ons die belangrikste is in die lewe. Dit is om jou kinders groot te maak, om werk toe te gaan, om gesond te bly, om 'n belofte te hou. Al hierdie dinge gaan oor ernstige toewyding. En dit is juis wat Jesus ook vra. Hy vra nie los belangstelling nie. Hy vra 'n lewe wat sê, ek is in.
Ek gee my alles. Ek is ten volle hier. Ek is ten volle saam met Jesus. 'n Disippelskap wat volhard, selfs al is dit nie maklik nie. 'n Keuse om saam met Jesus te loop, elke liewe dag. Ek wil graag vir ons Lukas 9 vers 51 tot 62 lees, wat juis gaan oor hierdie begrip waaroor ons nou praat. Lukas 9 vers 51 tot 52. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hy op pad was, sê iemand vir hom, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, Volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en ander omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons lees tot sover. Ja, hierdie gedeelte wys vir ons dat disippelskap om Jesus te volg is nie net 'n sommer so spontane besluit nie. Dit is iets wat jou hele lewe verg. Alles wie jy is wat Jesus van jou vra om hom te volg. So iemand vra vir Jesus, ja, ek sal u volg waar ook al jy gaan. En Jesus probeer vir hom sê, dit gaan nie net oor die eindbestemming nie, want hierdie pad wat jy saam met my gaan stap, gaan moeilik wees. Dit gaan nie gemaklik wees nie. Anders sê, daar is eers ander goed wat hulle moet gaan doen. En al hierdie verskonings wat hulle gebruik, voel vir ons tog baie geldig. Maar Jesus sê, volg my nou op die pad wat ek gaan. Want die dinge in hierdie lewe gaan jou terughou. Dit gaan maklik vir jou ook voel om terug te kyk, om eerder aandag aan ander goeders te gee. Maar Jesus vra vir ons om ten volle op hom te fokus. En wat so besonders is van hierdie gedeelte, is dat Jesus sê dit nie sommer nie. Lukas wys vir ons dat Jesus doelgerig, vasbeslote op pad was na Jerusalem. Vasbeslote op pad was om gekruisig te word. Hy kom wys eers met sy hele lewe wat God van hom vra, en dan vra hy dit van ander mense. En dit is presies wat disippelskap is, om te volg, selfs wanneer dinge nie maklik is nie. Want jy weet, dit is wat saak maak, dit is wat 'n verskil gaan maak in mense se lewe. Jesus nooi jou uit om nie net te voel nie. Jesus nooi jou uit om hom te volg. En hy sal saam met jou stap deur elke moeilike ding wat oor jou pad kom. Kom ons bid saam. Here, U weet hoe maklik dit is om op die rusbank van gemak te bly sit. Hoe maklik dit is om uit te stel, om verskonings te maak, om te sê, ek wil eers dit doen. Maar U roep ons, nie net na gemak nie, maar na toewyding. Dankie dat U eerste vir ons toegewyd was. Dankie dat U vasbeslote was om die pad tot in Jerusalem te loop. Die pad van liefde, lyding en lewe. Here, ons vra dat U ons sal leer om op te staan wanneer ons moeg is, om aan te beweeg wanneer dit ook net makliker sou wees om te bly sit. Ons vra U dat U vir ons 'n geloof gee wat prakties is, wat opdaag, volhard
en doen. Nie omdat dit altyd maklik is nie, maar omdat U dit werd is, omdat U koninkryk dit werd is. Here, ons wil U volg, elke liewe dag, met elke tree wat ons gee. Amen. Ek wil sommer afsluit met die bevestiging dat miskien voel jy moeg, miskien is jy glad nie meer lus nie. Maar jy is hier, jy het ingeskakel, jy luister nou. En dalk is dit die grootste teken van toewyding wat jy kan gee, dat jy opdaag, al voel jy nie lus nie. Mag jy weet dat Jesus nie noodwendig net wag dat jy hom moet volg nie, maar dat hy ook self die pad gestap het, dat hy toegewyd die pad gestap het, voluit, en dit het hy gedoen vir jou, vir elkeen van ons. Ek sê vir julle dankie dat julle saam geluister het en ek nooi julle uit om lekker te gaan inkopies doen by die wintermark, gaan koop vir jou iets lekker om te eet. Dit is so 'n wonderlike geleentheid wat ons het om ook saam te kuier en ons gemeente en gemeenskap te ondersteun. Ek sien julle gou weer. Bye.